kuier vandag saam met Heidi de Beer. Wat 'n voorreg om saam met iemand te kan kuier wat soveel getuienisse het om te kan deel met ons kykers vandag. Ek wil vandag 'n skrif begin in Titus 3 vers 3, wat so van toepassing op Heidi se lewe is, want sy was hier gewees en dit is hoe haar lewe beskryf word in Titus 3 wat sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe en ons was haatlik en het mekaar gehaat. Dit is presies wat in Heidi se lewe gebeur het. Soveel dinge in haar kinderjare het gebeur wat gelei het eendag wat sy 'n gesinsmoord wou pleeg. Maar kom ons hoor wat sy vandag vir ons wil vertel, hoe die Here haar gered het. Heidi, baie welkom. Baie dankie. Kom ons praat eers 'n bietjie oor kinderjare. Baie van die dinge wat in ons lewe gebeur, kom van kinderjare af wat 'n bose kringloop het tot op ons dag wat ons weet in ons grootmenslewe wat dit kan affekteer. Vertel net eers 'n bietjie vir ons hoe jy groot geword het, Heidi. My eerste 7 kinderjare was wonderlike jare. Ek was altyd my pa se mooiste dollar en hy was my hero en ek was so lief vir hierdie dadda van my. Hy het my altyd op sy arm rondgedra en hy gespog met my, dit is nou my mooiste dollar hierdie. En toe het daar eendag 'n insident in die huis gebeur wat 'n baie nagevolg op my lewe gehad het. My pa wou gehad het ek moet gaan speel, daar was baie tannies en vreemde ooms in die huis, my ma het gewerk by die hospitaal en hy het vir my gesê ek moet gaan speel met my poppe wat hy vir my gekoop het. Dis poppe wat ek baie lief gehad het van my kinderjare. En ek het gesê, nee, ek wil by jou sit, want jy is mos my dadda, ek wil by jou sit, en hy sê, nee, gaan speel nou, en ek wil nie, ek druk by hom verby, ek klouter op sy skoot, en ek stamp die drankglaas per ongeluk om, en toe hy gryp vir die drankglaas, toe stamp hy self die bottel van die tafel af, en dit was 'n verskriklike fout wat ek in my lewe begaan het. Hy het my kamer toegevat, my 3 poppe uit die wiegie uitgehaal, hy het hulle vasgetrap, hulle uit sy lyfies uitgeskeer, hulle koppe afgebreek, en hy het 'n mes uit sy sak uitgehaal, en hy het hierdie poppe in flenters geskeer, sny. Vir my was dit verskriklik, ek kon nie glo dat hierdie hero, hierdie dadda, wat my so lief het, en hierdie poppe vir my gekoop het, laat hy hierdie poppe so kan doodmaak nie. En weet jy, en toe gaan ek soos 'n skulp heeltemal toe. Ek het niks, geen samewerking, dis net asof ek net nie kon hoor wat mense sê nie, ek wou nie sê nie, want hier in my was dit 'n monster wat soos 'n kanker gevreet het binne in my. En toe is ek later glad nie gevorder op laerskool nie, en toe besluit ek gaan my oorsit na hoërskool toe, aanpassingsgraad 5 en 6 in 1 jaar, en daar het ek dit nie gemaak nie, want ek het altyd so gesit, ek het mense so van onder die hare deurgeloop. En toe besluit hulle toe, laat hulle my pa skool toe kom en sê, nee, hierdie kind neem niks in nie, ons kan nie eers vir haar 'n sertifikaat gee nie. Sy moet maar na 'n spesiale skool toe gaan om vereniging Kreelaan. En ek gaan toe na die skool toe, maar ek het steeds nog niks ingeneem. Niks, maar niks. En toe ek 16 jaar oud is, toe moet ek die skool verlaat. Want hulle wou my nie langer daar hou nie, omdat ek net toegemaak het in die lewe. Ek wou glad nie oopmaak nie, as gevolg van die moord op my poppe, my babiekies wat ek lief gehad het. Ja. Daar was 'n geval ook wat hy die hele tyd vir jou toe daarna gesê het. Eers in die eerste 7 jaar was jy sy dol gewees, en daarna was die woorde van jy's lelik en jy's dom, wat die hele tyd oor jou gespreek was. Elke dag het my pa gesê, jy's dom en jy's lelik, en as ek vanaand by die huis kom, het jy my vertel wat in die koerant gestaan het. Dan sal jy slim word. En ek kon nie, ek kon nie die koerant verstaan nie. Tot vandag toe kan ek nog nie eens behoorlik spel of skryf nie. Heidi, in jou soos wat jy ouer geword het,
het hierdie woorde en hierdie trauma waardeur jy gegaan het as 'n kind 'n groot faktor in jou lewe gespeel, want dit het veroorsaak dat huwelike nie uitwerk nie en jy nêrens in fit nie. Jy het gevoel jy het oralste waar jy wil soek, maar jy kry net nie, want jy het nie die Here geken nie. Hoe het dit jou grootmenslewe geaffekteer? Ek ontmoet toe 'n man, 'n wonderlike man. Ek het gedink is 'n wonderlike man. Hy was, daai tyd was ons nog ducktails en Sheilas. En hy was 'n ducktail by die Bullets gewees. En hy het altyd vir my gesê, ek gaan met jou trou. En ek gaan jou help om uit hierdie ongelukkige lewe van jou uit te kom. Want baie keer is dit so en die ander dag is dit so. Maar ek gaan jou help. En ek het moed geskep en ek het met hierdie ou getrou toe ek 16 jaar oud is. 17 toe is my eerste kind klein. En toe het ek daarna weer 'n kind gehad by hom en maar hierdie kanker, hierdie monster in my, het hierdie man van my al weggejaag. In die arms elke keer van 'n ander vrou. En dan het nie uitgewerk nie, het hy weer teruggekom, hy het my 2 keer geskei, 2 keer getrou, en het nie gewerk nie, en op die ou end toe gooi hy my weg. Toe sê hy, jammer, jy is sielsiek, ek kan nie met jou aangaan nie, jammer, jy moet gaan, ek het iemand gekry wat ek voor lief is, en sy is lief vir my. Ja, want drank en pille, drugs was jou uitkoms gewees. Ja, ek het van my 7de verjaarsdag af, het my ma my gevat, en toe die sielkundige my op medikasie gesit, en weet jy, ek moes saamvoelpille elke dag drink, net om 'n normale mens te wees. En toe later het dit met die drank en die pille het nie mooi gewerk, en toe het ek sterke braks begin. Maar toe hierdie man my nou weggooi, toe vlug ek nou met my kinders Pretoria toe. En ek maak toe maats met verkeerde ouens. Ek ry eendag ek het toe ook geleer om motorfiets te ry. En ek kom toe in die pad af, en ek sien die Caledonian Hotel, en ek gaan gou daarin, en ek dink, alright, ek wil maar gou 'n dop maak, en 'n sigaretjie rook. En ek staan so by die kroeg, en hier stap 'n man in, en hy kom staan hier langs my, en soos wat ek so sit by die toonbank, by die kroegtoonbank, kom hierdie ou en hy trek my so aan my armhare, hy sê, wat is dit? En die volgende oomblik toe looi ek hierdie ou. En hy was so geskok gewees, en hy spring op en hy sê, ons weet van jou, maar ons soek jou as Mother Goose vir die Max. Sure. Nou die Max is 'n baie bekende, baie liefdevol, maar kinders wat so swart skapies is wat maar by mekaar gekom het. En toe ek nou in Pretoria is, toe maak ek nou maats met hierdie ou, en hy sorg toe dat ek toe nou in hierdie gang inkom. Ja. En toe was ek nou vir baie jare daar, maar dit het nie goed gegaan nie, want my huis was die bymekaar kom plek van al die maas se swart skaapkinders wat motorfiets gery het. Kyk, daar het ons party gehou, en dit was erg gewees. En die welsyn, het was baie gou op my spoor, as gevolg van hierdie partytjies, en die mense wil my nie in die straat hê nie, en hulle het gekla en gesê, nee, hierdie vrou moet weg. Hierdie welsyn elke maand uitgekom en met my gepraat, en dan het ek hierdie vrou beloof, ek beloof vir jou, sy weer kom, dan sal hy my ander mens kry. Maar ek kon nie. Ek kon net nie van hierdie drugs, of van hierdie drank afkom nie. Ek het baie keer probeer, baie keer op die vloer gelê, ek val sommer net so van die stoel af, dan lê ek op die vloer, dan kom my oudste dogter met 'n speel, dan sê sy, Tannie, kyk hoe lyk jy? Kyk Tannie, dan sê ek, nee, niemand het my lief nie, los my uit, almal haat my, ek haat julle. En toe het die kinders saam met die welsyn gewerk, en hulle het later besluit, nee, hulle gaan my opneem in Weskoppies, en hulle gaan die kinders vat. En ek het geweet die tyd kom nader, en ek gaan sit voor die telefoon, en ek druk 2 7's in 'n onbekende nommer. En ek kom by 'n ou dame uit Tant Lucia Boysens in Pretoria.
En ek vertel my storie en sy sê, nee my kind, ek kan jou nie help nie, Tannie ken jou nie, asseblief Tannie. Tannie kan vir hierdie welsynvrou sê, ek is eintlik 'n oulike ma. Ek kan goed kyk agter my kinders. Nee, sê sy, het jy 'n radio? Ek sê, ja, ek het 'n radio. Sy sê, luister mooi, skakel in op radiokansel, gaan jy die wonderlikste vriende in jou huis hê, asook die woord van die Here. En ek sit die foon neer en ek weet nou, dis nie baie lank nie, dan gaan die welsyn my kom haal en my kinders wegvat. En ek gaan sit voor hierdie radio en ek soek na hierdie stasie. Maar op daai stadium het die stasie van die lig afgegaan en op 'n sekere tyd het hy teruggekom. Maar ek soek hierdie stasie en ek soek en ek soek en ek soek, want dit is die enigste uitkoms wat ek nou het, om nie my kinders te verloor nie en om wonderlike vriende te hê. En ek dink vir myself, ag hierdie ou vrou is net so gelabeskai soos ek. As ek nou kan kry, kan ek ook 'n dop en 'n stop gee, want hoe kan sy nou vir my kon vertel van 'n Christenstasie vir 'n nasie, is daar nou glad nie so iets op die radio is nie. En ek sit die radio af. En aangetrek, en ek is hotel toe, kinders maar oorgelaat in genade, en ek is hotel toe, en daar het dinge nie goed gegaan nie, altyd voor die spieël gestaan, en omdat my pa altyd gesê het, ek is dom en lelik, en ek so verskrikkelike lewe gehad het, van drank en dwelms, Verwerping en en mishandeling. verwerping, en het ek altyd voor die spieël gestaan, as daar niemand in die badkamer is nie, dan sê ek, wie jy, ek haat jou, jy's dom en jy's lelik en jy's verwerp en jy huil altyd, jy's geen mens nie, ek haat jou man, en dan het ek hierdie spieël stikkend geslaan. En toe die meisies nou nie van die storie gehou nie, want die spieël was altyd stikkend in die badkamer. En toe het hulle my daar aand 'n bietjie gepanelbed. En hulle het my uitgevat oor die pad en my onder 'n boom neergegooi. En ek het daar gelê, ek was so gedrink gewees, ek was so vol draks gewees, dat ek nie geweet het waar ek is nie. Ek het lank daar gelê, en een of ander tyd het ek gehoor iemand sê, kan ek jou help? En ek sê, ja, asseblief, help my op. Van daar af, totdat ek wakker geword het in my huis, weet ek nie hoe het ek by die huis gekom nie, ek weet nie, waar was my motorfiets nie, my handsak, die sleutels, my leerbaadjie, my helmet, alles was op hulle plek in my kamer gewees. En vir baie dae het ek gewonder, wat gaan aan? En toe kom iemand by my kamer ingestap, ek het so op die bed gelê, en hy het so op die voeteend van die bed gaan sit, en hy het met my gepraat oor die Here, en ek sê, weet jy meneer, ek ken hom nie, ek het nie met hom groot geword nie, my ma het my nooit vertel van die liefde van die Here nie, meneer, ek ken hom nie. As ek altyd bang was, het my maatjie gesê, sing vir die onbekende God, dan gaan jy lekker voel. Ek sê, dan het my pa gekom en my omgekeer met bed en al, want ek mag nie sing in die nag as ek hulle slaap nie. Ek sê, maar meneer, weet jy, ek ken jou nie, ek ken jou nie, en ek ken ook nie die onbekende God. Ek wil niks met hom te doen nie, want hy kom net vir die goeie en die mooi mense wat in die kerk is, maar vir ons ou dronkes, hy weet nie eers van ons nie. Sure. Hy sê, mevrou, sit jou hand in sy hand, en dan gaan jy sien wat so wonderlike lewe gaan. Ek sê, meneer, ek wil nie, asseblief, los my nou uit, ek wil nie. Met 'n paar dae ingekom, elke keer my gesmeek en gesjoeba, sit jou hand net in sy hand, hy gaan jou help, en ek wou nie. En toe raak hy heeltemal weg, en hy het nooit weer gekom nie. Daarna het jy gevoel, maar dit is nou klaar, ek moet nou, my enigste uitweg is soos daai poppe wat gesny was, soos wat my pa my poppe doodgemaak het daai dag, dit is wat ek vandag aan my kinders moet doen, dis die enigste uitweg, en so beplan jy 'n gesinsmoord. Vertel vir ons, wat het daar gebeur, en hoe het die Here gekom en dit gestop? Ja, ek het kamer toe gegaan,
en ek het 'n handvol pille in my mond gegooi, en ek het van die drank wat die baadjies by my altyd gebeer het ek net so skoon uit die bottel uit gedrink, en ek het geweet, hierdie kinders is my kinders. Soos wat my poppe my kinders was, soos hierdie kinders my kinders, en die welsyn het gesê, en die tyd het geloop, en die tannie kan my nie help nie, die radiostasie is nie daar om my te help nie. Die enigste uitweg is, die vyand het gesê, soos wat jou pa die poppe doodgemaak het. Toe onthou ek 'n mes, wat Dirty Kid uit 'n man se hand uitgeskop het, en hy het vir my gesê, vat hierdie mes maar, jy is 'n souvenir, jy gaan hom eendag nodig hê, en ek onthou van die mes. Ja. En toe kom die vyand, die duiwel, en hy vertel my presies die popmoord in my kinderjare, dis nou jare terug. Ja. En ek het opgestaan, ek het nog 'n shot gevat uit die bottel uit, en ek het presies geweet hoe ek hierdie moord gaan pleeg. Het was laat in die nag, die kinders het klaar geslaap, ek het in die gang afgestap, ek het toe by die eerste kamer gekom het ek ingegaan, en daar het my dogter gelê, toe my man my los, toe raak die kind swanger, en ek het altyd gewonder, hoe gaan ek nou nog hierdie kind ook groot maak? Ek het hierdie 4 kinders, en nou is hierdie kind ook nou nog by. En ek het in die kamer ingegaan, en toe ek om die bed stap, sê die duiwel vir my, steek die kind eerste. Sjoe. En toe ek het voor die bed gestaan, en toe ek die mes so optel om hierdie kind in haar gesig te steek, waar sy geleen slaap het, toe spring sy helder wakker op, en sy sê, ouma, ek lief jou. Liefde? Waar kom liefde vandaan? Ek ken nie so iets soos liefde nie, ek ken net haat en geweld. En die duiwel sê, steek haar. En toe ek my hand so optel om haar te steek in haar gesig. Ek kan dit nie regtig sê, hoe was dit nie, maar dit was net 'n lig, 'n skeiding, wat tussen my en hierdie kind ingekom het. Wow. Ek het haar 3 keer gesteek, en ek kon haar nie 1 keer raaksteek nie. Wow. En uit die lig uit het 'n krag gekom, en hy het my teen die muur vasgegooi. En ek het teen die muur vasgestaan, en dit maal in my kop, ouma, ek lief jou, en die vyand sê, maak hulle dood. Ja. Ouma, ek lief jou, maak hulle dood. En toe ek van die muur afkom, toe hardloop ek in die gang af, en vir die eerste keer in my lewe, skree ek, God, as jy daar is, help my. Jo. En ek hardloop in die sitkamer in, en ek dink by myself, as ek net musiek of stemme kan hoor, laat hierdie malgheid van my al weggaan. En toe ek my vinger op die radio se knoppie druk, toe sê ek presies op radio kansel waar Tant Lucia gesê het. Daai dag het ek hom nie gekry. Maar toe ek hy vinger op haar knoppie druk, toe sê Dominee Dirkie van der Spy, kom jy, almal wat moeg en vermoeid is, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. En ek hoor hierdie woorde, en dit maal in my kop, maak dood, en ek hoor hierdie kind sê, ek lief jou, en hierdie ou sê, kom na my toe, jy wat moeg en belas is, ek sal jou rus gee, Ja. en die volgende oomblik sê ek, ag, Here, help my, Jo. en ek val op die grond neer, en ek lê daar, en hierdie prediker, die volgende prediker wat opgekom het gesê, as daar iemand in 'n put lê, steek net jou hand uit, die Here gaan jou nou daar uittrek. En op die grond het ek gelê, ek het my hand so opgesteek en sê, Here, asseblief help my, ek weet nie wat om te doen nie. Sjoe. En toe ek op my voete staan, toe sê ek nigter, heeltemal nigter. Wow. En 10:00 die oggend het ek sny nou baie goedjies uit, 10:00 die oggend toe kom die welsyn, want ek moet mos nou ek het 'n afspraak gehad om Weskoppies toe te gaan, en my kinders se tasse moes toe nou al gepak gewees het, want die welsyn het gesê, hulle gaan uit vir aanneming. En dit borrel hier uit my gees uit, dit wat in my lewe gebeur het.
10 die volgende oggend het die welsyn opgedaag en ek moes op Weskoppies toe gaan. En toe ek by die Weskoppies kom, toe wil ek vir die dokter vertel wat het met my gebeur. En hy sê, nee mevrou, ons sou nie nou kerk nie, jy's nou hier vir behandeling, ons gaan jou nou opneem. Ek sê, nee, maar ek moet jou vertel, ek moet, want hierdie ding het nou regtig in my lewe gebeur, ek beloof jou dokter, ek gaan nie weer drink nie, en ek gaan nie weer drugs drink nie, ek beloof jou, en jy kan op my watch. Hy sê, mevrou, nee, en hulle trek bloed, trek nog bloed, en dan vat my daarin, en hulle toets op my gedoen, en ons moes toe nou wag dat die bloed moet terugkom. En toe die bloed terugkom, toe hy die verslag lees, toe sê hy, ek kan net nie verstaan nie. Daar's nie 'n druppel bloed of pille. Drink jy jou pille wat ek vir jou voorgeskryf het? Toe sê die dokter, die sielkundige wat my jare behandel het, drink jy jou pille? Ja, dokter. Hy sê, daar is nie 'n druppel drank of 'n druppel drugs in hierdie vrou se bloed, sê hy toe vir die welsyn vrou. Wow. Ek sê, maar ek moes gesê, ek wil jou vertel wat het gebeur in my lewe. En toe sê hulle, hulle gaan my 'n kans gee, 6 maande, die welsyn gaan eenmal 'n week kom. En as ek weer gedrink het, en ek was weer onder drugs, is dit verby. Maar ek wil vir jou sê, na daai ontmoeting met die Here voor die radio, toe ek gesê het, ag God, help my, asseblief, help my uit hierdie put uit. Want hierdie man het gesê, steek net jou hand uit. En ek het my hand uitgesteek, en ek het hom vasgevat, want die man het mos gesê, sit net jou hand in sy. Nou Heidi, dit is vandag hoeveel jaar wat jy nog glad nie gedrink gerook, want jy het gegaan vir bevryding ook. Dit was, ons gaan dit nou kort net vir die kykers sê, vandag is jy hoeveel jaar wat jy die Here ken, wat jy skoon is, wat jy nie meer drink of rook of drugs gebruik nie? 29 Augustus 1985. Wow, was my dis laas. net die Here. Ja. Ek wil net die skrif in Titus 4 wat sê, maar toe die groenterendheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskei het, kom hy en hy kom maak vry. Net soos wat hy vir Heidi vrygemaak het, so kan jy ook vrykom. Al voel jy, maar my lewe is so de mekaar en kan die Here ooit hierdie lelike mens wat ek is, hierdie monster wat ek is, kan hy my ooit red? Ja, hy kan, maar wat moet jy doen? Jy moet jou hand in die meester se hand sit en hy kan die verlossing vir jou bring. Heidi, watse woord het jy vir die kykers vandag? Ek wil net vir die mense sê, as daar iemand is wat regtig voel dat hy 'n mislukking of sy 'n mislukking is, of nie kan ophou rook, of ophou drink, of ophou drugs, of ophou dalk slaan 'n man sy vrou, of die vrou verneek haar man, ek wil net vir jou sê, daar's net een oplossing. Toe ek hierdie wonderlike God in my lewe ontmoet het, toe hy my kom herstel. Hy het my sondaarslewe omskryf na 'n kind van hom toe, en hy het my geleer deur die woord dat net hy alleen, 1 Johannes 3 vers 9 sê, elkeen wat uit God gebore is en sy saad bly in hom, kan nie sondig nie, want hy's uit God gebore. En ek wil net vir jou sê, kyker, glo my, ek is deur hierdie kinderjare, ek is deur 'n mislukking van grootmensjare, maar vandag is ek 'n dame wat amper 80 jaar oud is, en weet jy, 35 jaar is dit net 'n fees in my lewe. Die liefde van hierdie Jesus Christus, wat aan die kruis vir jou sonde gesterf het, dis hy wat jou wil ontmoet, en jou oorbring na 'n lewe van oorwinning. Gee hom al die lof en al die ere daarvoor, want hy is die koning, die enigste koning, wat ek my knie voorbuig, en daarom kan ek hom loof en eer. Baie dankie. Amen. Heidi, baie dankie vir jou tyd en vir jou getuienis, en as mense jou wil kontak, Heidi se besonderhede sal op die skerm verskyn, as jy voel jy wil met haar in kontak kom, jy wil met haar 'n pad stap, as jy voel, maar ek het iemand nodig wat kan verstaan, kontak vir Heidi as jy wil hê, sy moet julle ook bedien, sy is beskikbaar, haar besonderhede sal op die skerm verskyn. Heidi,
van die getuienisspan af is hier vir jou 'n beker wat jy kan uitdrink. Baie dankie. En vir die Here se naam groot maak vir dit wat hy gedoen het. Baie dankie julle. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.